Goeiemiddag aan almal. Ek wil graag 'n droom met julle deel wat iemand vir my gister gestuur het. En dit is profeties. Dit is in lyn met wat ek en ander sê. Ek gaan 'n bietjie die bewyse hier probeer bysit. Ek gaan die droom vir julle voorlees en dis absoluut in lyn met my studies wat ek nou gemaak het oor die Amerikaanse regering. Waarheen is hulle werklik waar op pad? Wat is die rede vir al hulle dinge? Hoekom lyk dit asof hulle so rondval? Daar is 'n wat sê hulle, method to the madness. Baie interessant. Ek het 'n hele lering daaroor gemaak vir my groepe, 'n hele uur lank, en ek is eintlik nie klaar nie. Maar ek wil graag vir julle gou hierdie droom voorlees. Hy sê vir my, as jy kans het, ontleed asseblief vir my. Dit pla my, want ek weet nie wat dit beteken nie. Ek sit by 'n klein tafel in 'n donker kamer. Liggie skyn net op 2 mense, myself en Donald Trump. Kamer lyk soos 'n tipiese interrogation room. Ek sit nie oorkant hom nie, maar op die naaste kant by hom. Ek sien hom baie duidelik. Hy sit baie naby my en praat met my. Sy gesig is ook baie duidelik. Hy dra 'n grys suit of pak met 'n einsterrooi das wat ons almal ken. En hy kyk my direk in my oë, met sy blou oë op die tafel sit hy met sy hande bo op die tafel. Daar is klein hoopies klei, rond 10 of so, wat gepak is op die tafel. In sy regterhand het hy wat 'n mens gebruik as ons teels lê, 'n grout, so plastiek grout tool. Hy vertel my as ek nie saam met hom werk nie, gaan dit met my en my mense gebeur. Hy begin demonstreer met 'n groot grout, met die grout tool druk hy een vir een van die hoopies klei plat. Vee hulle van die tafel af na die vloer toe en ook met die grout tool. Hy het nie vertel wat ek moet doen in die droom nie, net as ek nie wil doen wat hy opdrag vir my gee nie, toe word alles in die kamer pikswart. Einde van die droom. Ag, dit is so profeties. Dit is absoluut so profeties. En dit gaan onder andere oor die Suidseeroete. Dit gaan oor die VSA wat op pad is na 'n derde wêreldoorlog. En hierdie hele westelike hemisfeer wil hulle beheer in terme van olie en gas. Ons gaan moeilikheid nog sien daarbo by Angola. Hulle soek die bronne, hulle soek die oliebronne, en hulle soek 'n proxy weermag om vir hulle te help om te veg. Nou, ons weet die Doringbos regering gaan ons manne oproep. Dit weet ons baie goed. Dit het Siener vir ons baie duidelik gesê, wanneer die Doringbos regering in plek kom, dan draaf hulle al wat 'n blanke man is. Inteendeel, hulle slaan jou dood as jy in die straat verskyn sonder 'n uniform. So ons gaan hierdie tipe dinge sien. Maar daar's 'n ander ding wat ook na vore gaan tree, en dit het te doen met die manne wat, laat ek so sê, nie nooit, kom ons sê wat wegraak. Hulle raak weg wanneer die draftstelsel in Suid-Afrika kom. En die manne wat deel is van die onttrekking na die Noord-Kaap toe. Daardie manne gaan op 'n stadium onder die oë kom van die VSA, want die VSA soek manne wat hulle dan nou self sal oplei. Ek wil nie te veel hieroor uitbrei nie, want dit is 'n CIA-plan, en hierdie plan is dan om hierdie manne dan te gebruik, omrede die VSA besef, hy gaan 'n tekort hê aan mannekrag op die ou einde van die dag, en dan sal dit net ons, die Duitsers en die VSA wees in die derde wêreldoorlog in een bondgenootskap. Nou, Siener praat spesifiek hiervan in visioen op 10 Desember 1920, Blikstem Dromer praat daarvan, waar hy sien 'n vliegtuigskip kom daar na die Weskus van Suid-Afrika toe, en hy kom laai hierdie manne wat dan nou opgelei is in die veld. Nou ja, ek kan nou nie, soos ek sê, te veel hieroor uitbrei nie. Maar wat baie belangrik is vir ons, is dat ons hier sien, nou, hierdie is maar net 'n bevestiging. Vader het vir ons nog 'n bevestiging gegee, van dit wat ek al gesê het, Blikstem Dromer, Siener gesê het ons nou nog 'n bevestiging, van direkte militêre betrokkenheid by die boerevolk, en hulle sal vir ons dan nou, soos ek sê, daar sal hulp wees, kos en medisyne en so aan vir die kamp in die Noord-Kaap, in ruil dan nou daarvoor, dat ons dan nou saam met hulle moet werk, en dit is wat jy hierso sien. En daarom behoort ons op 'n stadium arrestasie te sien, dalk van boereleiers, né? Want as hulle jou so in 'n klein hokkie het, dan is dit nou maklik om jou in 'n blik te druk en te sê, jy moet nou saamwerk, hoor? Ons het nou mooi gepraat, en toe wou jy nou nie hoor nie, nou sit ons jou in 'n klein hokkie, en ons gaan die sleutel weggooi. Jy moet nou saamwerk. En ek glo ons gaan iets baie soortgelyk sien in die nabye toekoms, want hulle is op pad na 'n bepaalde stelsel toe, en dit gaan dan onder andere ook oor die beheer van die totale westelike hemisfeer, het sluit Europa in, en 'n derde wêreldoorlog.